Ek wil vanoggend se boodskap begin deur 'n stelling te maak. God se liefde is die sterkste krag in die wêreld. Amen. Kan jy dit saam met my sê? God se liefde is die sterkste krag in die wêreld. Want jy sien, my liewe suster, alles wat God is, alles wie God is, alles wat God voor staan, alles wat God beslis, alles sy die krag van sy liefde in. Wat liefde bedek alles, weet ons. Liefde glo alles, liefde hoop alles en verdra alles. Kan ek vanmôre sê dat liefde se krag voorkom oorloë. Liefde se krag red mense van 'n ewige dood, my liewe suster. Liefde se krag maak mense gelukkig. Liefde se krag bring mense bymekaar. En die krag van liefde oorwin al kwaad. En die krag van liefde bring 'n eenheid onder mense van God. Halleluja. En liefde se krag maak mense vry. Liefde se krag breek alles wat ons mag. En daarom kan ek hierdie stelling maak sonder om 2 keer te dink dat God se liefde is die sterkste krag in die wêreld. Halleluja. 1 Korintiërs 13 vers 13 sê vir ons, en nou bly geloof, hoop en liefde, hierdie 3, maar die grootste hiervan is die liefde. Geloof, hoop, liefde is die basiese elemente, my liewe suster, van 'n gelowige se lewe. Sonder hierdie 3 elemente, my liewe suster, kan ons nie bestaan nie. Ons het dit so nodig. Ons het dit elke dag in ons lewens nodig. As ons opstaan die oggend, is dit nodig. Want wie sonder hoop opstaan, het jy 'n bewus van wat in die dag gaan gebeur nie. Iemand wat sonder geloof opstaan en sê, ek weet die Here saam met my, maar iemand wie nie liefde het en opstaan nie, kan nie leef nie. Nou waarom is die liefde groter as geloof en hoop? Jy sien, geloof is 'n uitdrukking van die verhouding waarin ek tot die Here staan. Ek glo in hom, ek neem hom in geloof aan en ek lewe deur hierdie geloof. En ons weet self dat sonder geloof dit onmoontlik is om God te behaag. Maar my liewe suster, geloof sal ophou daardie dag wanneer die Here kom. Want dan sal ons nie meer geloof hê nie. Dit sal oorgaan in aanskoue. Dan gaan ons nie glo en geloof hê dat die Here gaan kom nie, ons gaan hom sien. En so is hoop ook deel van die Christen se lewe. Elke Christen, elke man, elke vrou stel hulle hoop en hulle vertroue vir die tydelike en die ewige dinge in die Here. Ons het hoop op die ewige lewe saam met die Here as 'n anker vir ons siel, waarin ek en jy veilig en vas kan hou. En iemand wat nie hierdie hoop het nie, is sonder hoop, is sonder God in hierdie wêreld. En hoop ook selfs, my liewe suster, sal eendag in 'n finale vervulling kom. En daarna is 'n geestelike eienskap nie bestaan nie. Maar liefde bly altyd staan. Liefde is vir ewig. Liefde is onvernietigbaar. Liefde is daar die ewigheidsband tussen die hemelse bruidegom en sy bruid op aarde. Dit sal vir altyd bly staan. En dit is die groot saak waarin dit in die Bybel gaan. Die agape liefde van God. En agape, kan ek volgens vir jou sê, is die term wat God se onmeetbare, mense, dit is groot, God se onvergelykbare liefde vir die mensdom definieer. Dis sy voortdurende, uitgaande, selfopofferende saak vir 'n verlore en vervalle mensdom. God gee hierdie liefde, hierdie agape liefde wat hy vir ons het, sonder voorbou, sonder voorwaardes, en hy gee dit aan almal. Een belangrike aspek van hierdie agape liefde is dat dit strek bo emosies. Dis veel meer as 'n gevoel of 'n sentiment. Agape liefde is aktief. Dit demonstreer God se liefde vir ons.
deur sy aksies wat hy na ons kant toe bring. Die allesomvattende liefde wat God vir die hele mensdom het veroorsaak, dat hy sy seun Jesus Christus gestuur het om te sterf, en elkeen wat in hom glo, nie verlore kan gaan nie, maar gered kan word. Daarom kan ek ononde sê, dat die krag van liefde red mense 2000 jaar terug, gister, vandag en tot in alle ewigheid, sal God se liefde mense red. Jesus het die volgende gesê, om mekaar lief te hê op dieselfde of 'n manier waarop hy hulle lief gehad het. Hierdie opdrag was nie omdat dit 'n nuwe soort liefde, 'n liefde soos sy eie is, agape liefde geword het. Daarom het die Here hê dat ons mekaar moet lief hê met dieselfde liefde wat hy ons lief het. Wat sal die uitkoms van hierdie soort liefde wees? Wanneer mense na ons kyk, sal hulle sien dat die liefde wat ons onder mekaar het, goddelike liefde is. En dit sal ons krag gee om staande te bly in hierdie tyd. Johannes 13 vers 34 en 35 sê, 'n nuwe gebod het ek aan julle gegee, dat julle mekaar lief het. Net soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. En hierdeur sal alle mense weet dat julle my disippels is, as julle mekaar lief het. Mense wat hierin kom in hierdie gemeente in, moet God se liefde, die agape liefde van God ervaar, en sê ek wil graag deel word daarvan. Want hulle sien, die liefde van God is openlik en vrylik beskikbaar hier. In Johannes 3 vers 16 sê, hierdeur ken ons liefde, dat hy sy lewe vir ons neergelê en ons moet ons lewens vir die broers neerlê. Jy sien hoe ver gaan liefde, die krag van liefde gaan al tot in omgee ook vir mekaar. Daarom kan ons nie sê dat die liefde, krag van liefde groot is, ongeëwenaard is. Jesus en die Vader is so een, my lieve suster, dat Jesus die volgende woorde gesê het, dat hy gesê het, as julle my lief het, sal julle ook die Vader lief hê. En die eenheid tussen Jesus en sy volgelinge is soos 'n spieël van 'n eenheid tussen Jesus en sy hemelse Vader. Johannes 14:21 sê, elkeen wat my gebooie het en hulle bewaar, is hy wat my lief het. Die een wat hy my lief het, sal deur my Vader lief gehad word, en ek sal hulle ook lief hê en my aan hulle wys. Here, ons sien nie. Die liefde van God is daar. Ons ervaar dit soms nie, want ons gedagtes en ons lewe is ver van God af. Maar ek kan altyd vir jou sê dat die liefde van God is vrylik beskikbaar vir almal. En dat hy geen aannemer van 'n persoon is nie. So jy kan dit altyd ervaar. En daarom kom die Paulus en hy vermaan ons, die Korintiërs, om die belangrikheid wat liefde is te onthou. Hy wil hê dat ons aan mense moet die liefde bewys wat God aan ons bewys, sodat die mense hierin kan sien dat God liefde is. Liefde van God en ander mense was om alles wat hulle gedoen het te motiveer. Ek doen dit in liefde. As jy vandag 'n mamma sou vra, hoekom sy al die dinge doen, sal sy dit sê, omdat ek lief is vir jou, my kind. Net so sê die Here ook, wanneer jy hierdie dinge van hom doen, moet hy sê, omdat ek jou lief het, daarom weet ek, jy doen hierdie goed vir my. Liefde is nie 'n kenmerk van God nie. Liefde is 'n essensie. Dis 'n fundamentale liefde wat God vir ons gee. Hy alleen is lief vir die volleidigheid en volmaaktheid van liefde. Jy sien, God se liefde is nie halfpad nie. God se liefde is nie sonder getuie nie. God se liefde is altyd volop, oorlopend te vol, beskikbaar vir hulle wat hom lief het. Nou, ek wil net 5 groot eienskappe van liefde uittrek vanoggend. Dis 'n ewige en onveranderlike liefde is een van die eienskappe van God teenoor ons. Jy sien, want God se liefde bestaan van ewigheid tot ewigheid. Dit het nie 'n begin nie, en dit het nie 'n einde nie, dit was nog altyd daar. Dit is nie tydelik en vir verbygaande aard nie. Die Here kan nie besluit, hy gaan ons môre nie lief hê nie. Hy het gesê, ek het hulle lief, en daarom sal ek my seun stuur, dat hy nie met verlore gaan nie, sodat hierdie mense vir wie ek so lief is, eendag saam met my in hemelse plekke kan sit. Waarom is God se liefde
suster. Toe ek oor hierdie saak dink, toe besef ek, dit gee my iets om aan vas te hou. In hierdie moeilike tyd, wat dinge nie meer lekker loop nie. Dit gee my iets om voor te lewe, waarop ek kan pyl en sê, ek weet God se liefde vir my is altyd daar. En ek weet ook dat niemand dit van my kan wegneem nie. Selfs die dood kan dit nie wegneem nie, want liefde is oneindig. Dit sal aanhou in my lewe wees. En niks kan ons skei van hierdie wonderlike liefde van God nie, wat daar in Christus Jesus ons Here is. Daarom maak dit die lewe oor en oor die moeite werd, omdat dit 'n saak is wat jou oor die grense van tyd en ruimte aan die ewige lewe en aan God verbind. Jy sien, liefde bind ons saam aan God. Elkeen van ons, ek kan amper sê, dit is soos 'n goue band wat tussen mekaar is, na mekaar toe uitstrek, na God toe uitstrek. So dis een groot band van liefde wat ons saambind. 1 Korintiërs 13:8 sê, die liefde vergaan nimmer meer. Wat 'n aangrypende gedagte, my liewe suster, dat die liefde van God nie kan vergaan nie. Dis soos 'n onvervreembare geskenk, wat die Here sê, ek het dit vir jou gegee, en ek kan dit nooit van jou af wegneem nie. Dit bied aan jou oneindig baie meer, as wat dit van jou vra. Hierdie liefde wat God vir ons gee, is so groot, dit is so wonderlik. Nog voordat ons hom lief gehad het, het hy al klaar daai liefde aan ons bewys, deur sy seun Jesus Christus te stuur. Dis 'n liefde wat altyd net gee. God se liefde het 'n uitwaartse gerigtheid deur die wêreld in sy nood uitreik. Hoeveel keer staan jy in die oggend op en jy voel, ek kan nie meer nie. En as jy begin dink is, dat God het my so lief, dat hy sy alles vir my gegee, hoe kan ek nie meer sê, ek is nie meer lus vir dit nie. Dan besef jy, dat dit is die tyd wanneer die liefde van God jou dra. Dis daarom, waarin hy die kosbaarste van alle geskenke is wat hy gegee het, naamlik sy seun vir ons. Daai keer voel ons ook moeg en afgemaak en nie meer lus om iets te doen nie. Ag, moet ek alweer kerk toe gaan. Maar as jy nie besef is dat God het in sy liefde sy alles vir jou gegee, dan kan jy maar op jou ou bedjie uit opstaan en dan hoes jy nog 'n bietjie, dan proes jy nog 'n bietjie, kan jy kerk toe gaan en sê, Here, net om te bewys dat ek lief is vir U. Johannes 15 vers 13 sê, groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. Het jy al jou lewe afgelê vir jou vriende? Weet jy wat? God het sy seun sy lewe afgelê vir jou. Daarom is hy die goeie herder, wat sy lewe aflê vir sy skape. Dit is so groot, my liewe suster, dit is so opreg, dat dit alle sondaars, alle mense insluit. Romeine 5 vers 8 sê, God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Toe jy nie eens gedink het om die Here te dien nie, toe jy nie eens lus was om kerk toe gaan nie, toe jy nie eens meer iets vir die Here wou doen nie, of omgegee het nie, het God uitgereik na jou toe 'n liefde, en hy het sy liefde vir jou gegee. Jy het nie eens gedink aan God nie, maar God het aan jou gedink. Is dit nie wonderlik nie? Hy het alle mense lief gehad, en aan het toe neergebuig. Dink vir 'n oomblik in jou gees ook, dat die grote ek is, die groot God, die wonderlike God, het neergebuig na jou toe, en jou uit die kuil van vernietiging uit opgetrek. En gesê, Johannes, ek het jou so lief, ek trek jou uit hierdie ou dinge uit. Johan, ek het jou so lief, sê die Here, God, dat ek buig neer, ek buig laag neer, sodat jou uit jou omstandighede uit kan optrek. Want my kind, ek is so lief vir jou. Hierdie liefde van God vergewe en vergeet heeltyd. Dit sê ek nie omdat jy seker goed doen gaan ek jou vergewe nie. God vergewe jou in elk geval. En hy vergewe jou so volkome, dat hy nooit weer aan enigiets dink wat verkeerd is. En hy vat hierdie sonde van jou, en hy werp dit in die see van vergeetheid, en hy dink nie eers weer daaraan nie. Want liefde reken die kwaad nie toe nie, en verwyk mense nie vir sonde en bly, wat hulle sonde bly ontstaan nie.
Selfs al sondig ons weer, al doen ons nie op die plek, ons kom ek sê vanoggend vir my broer, sê, al voor het soms tyd sit, jy bly steeds sekere dinge toe, dan kom God en hy vergewe jou maar weer eens nie. Daarom moet ons aanhoudend die krag vra, Here, help my, trek my deur. Die liefde is so groot vir my, dat ek weet ek het verkeerd gedoen, Here, maar geef my die krag om dit nie weer te doen nie. Daarom sê Jesaja 55 vers 7, hy vergeef menigvuldiglik. Weet jy dat die liefde van God is ook die wet van die Nuwe Testament? Om die liefde van God gewortel en gegrond te wees, is die heim van 'n lewe vir 'n volkome geestelike vervulling. Dis daarom dat as jy die Nuwe Testament gaan lees in hierdie Bybel, sal jy net een wet vind, en dis die wet van liefde. Want liefde bedek alles, glo alles. Jy die Here liefhet met jou hele hart, met jou suster, met jou hele siel, met jou verstand, met al jou kragte, dan sal jy aan hom getrou bly en nooit jou knie voor 'n ander gode buig. As jy jou liefde, naaste liefhet soos jouself, dan vervul jy al die ander wette wat die verhouding met die medemens reël. Romeine 13:10 sê die liefde doen die naaste geen kwaad nie, daarom is die liefde die vervulling van die wet. Nou, ons is nie meer onder die wet nie. Ek kan amper sê ons staan onder liefde van God, halleluja. Onder genade. Daarom moet liefde die hoofkenmerk van die Christense lewe wees. As iemand na jou kyk, as iemand met jou praat, as jy daar buite in die straat loop, dan moet die liefde van God deur jou geopenbaar wees. Dit moet gesien word. Dat as iemand jou kyk, moet hy eintlik, kan ek maar sê, 'n bol liefde sien. Wat nie skerp punte het, wat ander seermaak en ander te nakom nie. In sy hoëpriesterlike gebed het Jesus aan die Vader gesê, ek het u naam aan hulle bekend gemaak, sodat die liefde, hoor mooi, die liefde waarmee u my lief gehad het, in hulle kan wees en ek in hulle. As iemand jou kyk, moet hy die liefde van Jesus sien. As hy jou ook kyk, moet hy besef, hierdie man is vol liefde. Hierdie man, die krag van liefde wat in hom is, maak hom ekstra spesiaal, ekstra groot. En toe kom Jesus en sy discipels sê, Johannes 13 vers 34, 'n nuwe gebod gee ek julle, dat julle mekaar moet lief hê, soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. Hierna sal die wêreld weet dat julle my discipels is, as julle liefde aan mekaar het. En ons praat net daar vanoggend, dat die aanval kom in die kerk, omdat die mense nie met mekaar lief is nie. Omdat hulle mekaar beskuldig, omdat hulle mekaar belieg, omdat hulle altyd beter wil wees as ander. Nee, die liefde van God moet soos, ek kan amper sê, so teflon laag oor die gemeente van Christus wees. Dat almal mekaar sien, moet daar 'n spontane liefde wees, wat die wêreld nie ken nie. Ons kan geen grense stel op beperkings op die liefde van God plaas nie. Ons moet bewus wees daarvan dat elke aspek van ons bestaan moet hierdie liefde insluit. Paulus kom en sê in sy gebed vir die Efesiërs in Efesiërs 3 vers 14, om hierdie rede buig ek my knieë voor die Vader van ons Here Jesus Christus, dat dan julle mag gee aan die rykdom van sy heerlikheid, om met krag versterk te word deur sy gees in die innerlike mens. Julle wat in die liefde gewortel en gegrond is, en julle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp wat die breedte en die lengte en die diepte en die hoogte en die liefde van Christus kan ken. Om te weet waaroor gaan die liefde van Christus. Om te weet dat al gaan ek ook hoe diep sal ek die liefde van God ervaar in my lewe. Al kom ook die wydte van Christus se liefde moet in ons lewens wees. God se liefde is onpeilbaar en grensloos. Dis breër as die wêreld, dieper as die diepste see en hoër as die hoogste hemele. En in hierdie liefde, broer en suster, kan ek en jy leef. Is dit nie wonderlik nie? Om net te besef dat daai groot
onbespeurlike, ontembare. Ek het nie woorde van God se liefde te beskryf en kan weet, ek as ou simpel ou mensie kan in hierdie liefde lewe. En ek kan hierdie liefde uitleef na buite toe. En mense sal in my lewe sien en sê, waarlik, daai man of daai vrou is lief vir die Here. Ons staan in verwondering voor die onafspreeklikheid van die Here se liefde en reddende genade. En nou is alles skatte van wysheid en kennis borge. Sy almal geliefde ken geen beperke nie. Weet jy wat? Deur sy liefde sal God elke behoefte van jou voorsien na die rykdom van sy genade. En hierdie liefdevolle verlosser, dink jy dan, hy trek jou ook vir my en jou met koorde van liefde na mekaar toe. En sê, ek wil jou net red. Ek wil jou net die wonderlike gee. Ek wil jou die ewige lewe skenk. Ek wil jou lewe so vol maak. Ek wil hê dat die liefde so bevestig en hervestig is in jou lewe, net om te besef dat ek is jou so lief, my kind. En deur die Heilige Gees, as jy jou oopmaak vir die werking van die Heilige Gees in jou lewe, kom God en hy stort die liefde oor jou lewe uit. Hy maak dit oorlopers te vol. Al het jy 'n koppie is te min, al het jy 'n beker is te min, al het jy 'n emmer is te min van die wonderlike groot liefde wat die Here oor ons lewens wil gee. Dan sal ons daai skynende ligte wees in 'n donker wêreld, 'n liefdelose wêreld. Want die liefde van God sal dan heers om ons heen en in ons midde. Nou wil ek jou 'n vraag vra vanoggend, my liewe suster. Is jou lewe volkome onder die beheer van God se herskepende, onveranderlike en ewige liefde? Of kort jy nog iets in jou lewe van dit? Dan is dit jou plig om te sê, Here, maak my lewensoorlopers te vol met hierdie liefde. Kom herskep in my weer daai nuwe liefde vir U wat U vir my gee. Daai agape liefde wat oor grense, oor berge heen, oor aarde heen strek. Ek bid dat daar 'n groot verlang in jou hart sal kom, dat jy hierdie liefde van God deelagtig sal maak in jou lewe. Dit moet eintlik groter wees as die koms van die Here wat een van dae gaan gebeur. Wat sy bruid gaan kom haal, hierdie liefde wat God vir jou is, sodat jy en ek en almal om ons kinders, ons kleinkinders in die liefde van God kan lewe. Want in daai liefde sal jy vooruit gaan. Niks sal jou kan stuit nie. Niks sal jou kan terughou nie. En wanneer God se liefde jou lewe so vol maak, sal jy net een ding besef en dit sê, God is liefde. Amen, kom ons maak ons oop. En ons Vader, dankie dat ons vanoggend net so 'n bietjie kan terugdink en kan praat oor hoeveel krag daar in die liefde van U is. Here, hoe hierdie krag van liefde ons as mense so kan saamstroom, dat hierdie krag van liefde ons so in eenheid kan vorm, dat ons 'n gemeente is waar die liefde van God vir almal beskikbaar is, waar almal wat inkom die liefde sal ervaar, en dat ons van krag tot krag sal gaan in die liefde van die Here. Here, dat ons in U liefde kan lewe, en dat ons die vooruitgang van die liefde sal ervaar in ons lewens. Dankie daarvoor, Here. Ons gee al die lof en eer daarvoor. Kom ons sê saam, amen. Amen.